Hallo allemaal, ek hoop dit gaan goed met jou vandag. My naam is Inel en dit voel vir my of ek myself moet voorstel aan die wie my nog nie leer ken het nie. Ek was in Dalpark-Kallio gemeente, wat toe nou net Dalpark gemeente was, van 2010 tot 2017 predikant. My eerste gemeente het ongelooflik baie daar geleer en dit is regtig een van die hoogtepunte van my loopbaan en van my lewe gewees om daar te wees. Ek het altyd gesê toe ek daar weg is aan die einde van 2017, het dit vir my gevoel of ek uit die huis uit gaan vir die eerste keer. En ek dink dit sê ietsie van hoe veilige plek dit vir my was om as jong predikant my voete te vind, maar ook om teologies voorberei te word vir dit wat vir my sou voorlê. Ek kan duidelik die Here se hand sien in dit wat die nalatenskap, en dis waaroor ons vandag praat, wat hy in my lewe gelos het, maar ook wat vrug wat voortbring het. Nou, vanmiddag wil ek vir jou eintlik 'n vraag vra, en ek wil jou eers 'n storie vertel, en dis die storie van hierdie teepotjie. Ek hoop jy kan hom so sien, en kom ek vertel vir jou van hierdie teepotjie. Hierdie teepotjie is deel van 'n teestelletjie. As jy hom so 'n bietjie nader kyk, dan sal jy sien hy het so sulke Chinese draadjies op, en hy's met goud oorgetrek, en hierdie teestelletjie het vir my 'n ongelooflike waarde. So toe ek 'n klein dogtertjie was, het hierdie teestelletjie gestaan in my ouma se huis, en ek sou nooit verby hierdie teestelletjie geloop het, sonder om eers net 'n klein bietjie te loer en te kyk, en my amper daaraan te verwonder nie. En dan sou my ouma altyd vir my verduidelik het watter spesiale teestel hierdie vir haar is. So sy het op 'n jong ouderdom haar pa verloor, maar een van sy laaste geskenke wat hy vir haar gegee het, was hierdie teestelletjie. Op die brose ouderdom van 13 jaar het sy dit by haar pa gekry. En sy was al 'n ouma gewees en het dit so mooi opgepas, want haar pa het dit vir haar gegee, en dis een van die min geskenke van haar pa wat sy gekoester het en kon hou. En toe ek 13 jaar oud is en ek maak my Kersgeskenk oop, toe het my ouma vir my hierdie teestelletjie toegedraai en onder die Kersboom neergesit en dit vir my as 'n geskenk gegee, omdat sy geweet het dat ek verskriklik lief is hiervoor. En vandag moet ek vir jou erken, hierdie teestelletjie voel dit vir my, daar's nie eers 'n plekkie in hierdie groot huis waarin ek bly, wat waardig is om hierdie stelletjie op uit te stal nie. Ek is te jammer vir hom, ek is te bang iemand stof af en chip 'n hoekie af of iets, want hierdie teestelletjie het vir my ongelooflike waarde. Nou dis eintlik 'n interessante storie, want ek is glad nie 'n sentimentele mens nie. En ek wonder wat se soort mens jy is. Dalk is jy iemand wat baie sentimenteel is. Jy weet daai wie die eerste Duitse chocoladepapierdjie nog so in hulle Bybel het. Of miskien daai ene wat vir jou hulle oupa en ouma se skoolboek kon wys, of wat al hulle kinders se goede in bokse so bære, so bo in 'n kas vir eendag se oppas. Miskien is jy so sentimenteel, of miskien is jy soos ek, dat jy glad nie sentimenteel is nie. Dalk wil julle met mekaar in julle selgroep sommer so deel, so 'n pause druk op die video en bietjie met mekaar deel. Is jy sentimenteel? Hoe sentimenteel is jy? Is daar dalk iets in jou huis wat vir iemand anders geen betekenis sou hê nie, geen waarde sou hê nie, maar vir jou is dit ongelooflik waardevol? Ek gaan vir jou kans gee in die groep dat julle sommer so 'n bietjie daaroor gesels. Nou, ek het reeds genoem dat ek nie 'n sentimentele mens is nie. Maar hierdie teestelletjie is vir my belangrik. Ek weet nie hoeveel geld hy werd is nie. Miskien is hy baie geld werd. Dalk niks nie. Dalk is daar miljoene hiervan gemaak en elke tweede mens het in sy huis so 'n teestelletjie. Weet jy, die waarde van hierdie teestelletjie hang nie af van die geldwaarde wat hier aangekoppel word nie. Die waarde van hierdie teestelletjie is vir my daarin dat my oupa Grootjie dit vir my ouma gegee het as 'n geskenk as 'n kind, omdat hy lief is vir haar. En omdat ek weet dat hulle swaar gekry het daai tyd, weet ek dat dit vir hom
baie duur gekos het om dit vir haar te gee. En toe het my ouma hierdie kosbare stelletjie wat sy het, besluit sy gaan dit aan my toevertrou. En vandag het dit waarde vir my, omdat ek so lief is vir my ouma. En ek weet watter liefde dit in my vir my mee gegee is. Ek gaan die stelletjie of die teepotjie net so hier neersit. Dis sy. Ek wil vanoggend of vanmiddag met jou gesels oor nalatenskap. Miskien is dit vir jou 'n groot woord. Miskien is die woord legacy 'n bietjie beter. Wanneer ek begrafnisse doen, dan sal mens baie keer sien dat daar op begrafnisbriefie staan, hierdie een was 'n legend, of oupa, ons gaan jou legacy laat voortleef. Maar wat is 'n legacy? Wat is nalatenskap? En hoekom is dit belangrik? Nou as ek daar gaan lees in Spreuke 13 vers 22, dan staan daar, 'n goeie mens laat sy kleinkinders erf, maar 'n sondaar se eiendom word vir 'n regverdige weggebêre. En vandag is hierdie vir my 'n teksgedeelte wat oor baie meer gaan as oor net geld. Trouwens, ek glo vas dat daardie trustfonds, en vandag gaan nie oor trustfondse en oor geld nie, maar dat daardie trustfonds eintlik maar net 'n voorbeeld vir ons is van 'n nalatenskap. Maar 'n nalatenskap is baie groter as dit. Ek het dit goed gedink om vandag sommer vir jou so 3 verskille tussen 'n reputasie en 'n nalatenskap te deel. Nou in die eerste plek, 'n reputasie is dit wie mense dink jy is. As jy vanoggend gehoor het, ek is 'n predikant, dan het jy 'n spesifieke idee van jou in my kop. In jou kop. Dis 'n reputasie. Wanneer mense hoor, mense kom van Brakpan af, en ek mag daai grappie maak, want ek het daar gebly, dan het hulle sekere prentjie wat in hulle kop vorm, want daar's 'n reputasie wat aan Brakpan gekoppel word. En net so aansien, gewildheid, het ons dikwels 'n prentjies in ons koppe van sekere mense. En nalatenskap is nie net wie mense sê jy is nie, soos wat mense goed sê oor hoe mense wat van Brakpan kom is, of hoe mense wat predikante is, of 'n ma is, of baie geld het, of min geld het is. 'n Nalatenskap is nie wie mense sê jy is nie. 'n Nalatenskap is wie jy werklik is. 'n Reputasie is iets wat jy het wanneer jy opdaag in 'n vertrek. Wanneer jy die eerste keer daar aankom, het mense 'n sekere vooropgestelde idee van jou wat gevorm is, dalk deur stories wat oor jou vertel is, of oor dit wat die titel waarmee jy daar aankom. Nalatenskap sê, wanneer jy daar wegstap, wat is dit wat jy agterlos? Nie dit wat jy bring nie. 'n Reputasie kan in 'n oomblik gemaak word of gebreek word. 'n Reputasie kan goedkoop wees. 'n Nalatenskap is iets wat jou lewe lank vat om te vorm. En daardie nalatenskap is soos my ouma se teestelletjie, is iets wat ons in liefde kan oordra na die volgende generasie. En dis wat ek vandag vir jou wil vra. As ek dink aan die nalatenskap van iemand soos Henny in my lewe, dan weet ek dat om 7 jaar lank sy kollega te gewees het 'n baie groot indruk op my gelos. Dit het 'n groot nalatenskap by my gelos. Ek wil so ver gaan as om te sê dat daar nie 'n week of 2 weke verbygaan wat ek nie ietsie sê, wat as ek dit klaar gesê het, dan hoor ek Henny se stem so in my oor. Dan hoor ek dis eintlik iets wat Henny nou in hierdie situasie sou gesê het. En dis omdat hy 'n groot nalatenskap in my agtergelos het. My vraag aan jou vandag is, wat los ons as individue, as selgroepe, as 'n gemeente? Ons gaan vanoggend na een van die legendes van die Bybel kyk. En hierdie legende se naam is Paulus. Een van die grootste helde, kan ek sê, wat al geleef het in die Bybel. Nou, ek onthou oom Solly het altyd gesê dat dit een van die mense is wat as hy eendag in die hemel aankom, dan sal hy baie graag saam met Paulus wil gaan sit en al sy stories hoor
En ek dink sommer nou vandag aan oom Solly en aan hoe oom Solly by Paulus sit en by Paulus al hierdie stories hoor. Maar Paulus se storie ken jy dalk. Hy het tot bekering gekom, sy naam was Saulus. Hy het mense gemartel vir hulle geloof, toe 'n werklike ontmoeting met Jesus gehad en dit het sy lewe omgekeer, sodat hy nie meer dieselfde kon wees nie en hy het toe bekend gestaan as Paulus. En Paulus het toe op wat hulle genoem het sendingreise gegaan. Hy het reg deur Klein-Asië so getoer, 3 keer. En elke keer by verskillende dorpies omgegaan, elke keer van die 3 keer ook by dieselfde dorpies omgegaan en dan kringetjies 'n bietjie groter gemaak, kringetjies 'n bietjie groter gemaak, om die goeie nuus van Jesus te deel. En Paulus was op sy 3de sendingreis, daar waar ons vandag gaan lees. Nou, Efese was vir Paulus 'n baie kosbare gemeente. Kyk, Paulus was 'n ou wat kon rondtrek, hy het oral oorgegaan, maar in Efese het hy sommer vir 3 jaar gebly. Dis 'n baie lang tyd vir Paulus om op een plek te bly. En toe hy daar en toe hy met sy 3de sendingsreis besig is, het Paulus geweet, hy is op pad Jerusalem toe, en in Jerusalem gaan hy sterf. Hy het nodig om sy nalatenskap te bevestig. En so gaan Paulus toe na Milete toe. Milete is 'n stad so 60 km van Efese af. En hy vra vir die mense van Milete om na hom toe te kom, na die geestelike leiers vra hy toe, kom na my toe, al die selfgroepleiers en aanbiddingsleiers en almal wie leiers is in die gemeente, want hy wil een laaste keer met hulle praat. Nou hierdie gedeelte is 'n baie interessante gedeelte wat ons in Handelinge 20 lees. Want jy sien, Paulus doen 'n klomp toesprake deur Handelinge. Gee hy elke kort 'n toespraak. Soveel so dat ek vir jou moet erken dat ek soms sy toesprake sommer oorslaan, want ek wil die storie van Paulus lees. Maar hierdie toespraak is anders. Want elke ander keer as Paulus 'n toespraak gee, is hy of op die punt om vervolg te word, of hy is besig om vir mense te verduidelik wat nie gelowiges is nie, wat hy glo. Hier is die enigste keer wat Paulus praat met die kerk en met kerkleiers. En hy verduidelik vir hulle, ouens, dis belangrik dat julle my nalatenskap onthou. Ek het vir julle 'n geskenk wat ek in julle lewens in wil deponeer. Hier's my geskenk waarmee julle moet vorentoe gaan en ek gee dit vir julle omdat ek lief is vir julle. Kom ons lees daar in Handelinge 20 van vers 18 tot 19. Julle weet dat ek vanaf die eerste dag toe ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle was en hoe ek die Here gedien het in alle nederigheid en met trane en deur beproewings wat oor my gekom het as gevolg van die sameswerings van die Jode. So Paulus praat met hulle en dan sê hy vir hierdie leiers, ouens, julle het my gesien lewe. Ek het op 'n deursigtige manier voor julle gelewe. Jy sien, baie mense wil eerder 'n preek sien as wat hulle 'n preek wil hoor. Paulus sê, ek het nie net nou aan julle toe gekom en vir julle gesê, hoor julle, dis wat julle moet doen nie. Ek het vir julle gewys hoe lewe ek. En wat het julle gesien? Paulus sê, julle het my nederigheid gesien en nie net my nederigheid nie. Julle het gesien hoe ek swaar kry hanteer. As ek vandag dink aan Paulus en die dinge wat hy kon sê en die dinge waarna hy kon verwys het hy die volste reg gehad om te praat oor sy 3 jaar in Efese en te verduidelik, hoorie julle het sakdoeke na my toe gebring. Ek het daarvoor gebid, julle het die sakdoeke gevat, op mense neergesit en hulle het gesond geword. Julle het allerhande wonderwerke sien gebeur deur my hande. Julle lewens het verander. Maar Paulus sê, dis nie sy nalatenskap nie. Sy nalatenskap is nie miljoene wat hy agtergelos het nie. Paulus sê, sy nalatenskap is, dat hy vir die wêreld kon wys, en dat hy vir die gemeente in Efese kon wys, hoe hy gelewe, in swaarkry tye, en in goeie tye, en hoe hy dit in nederigheid gedoen.
En dan dink ek oor hoe ons lewe as gelowiges in 'n geloofsgemeenskap. Ek dink oor hoe ons lewe as gelowiges ook in gesinsopset en hoe ons in daardie gesinsopset regtig waar so met nederigheid en so met deursigtigheid kan lewe. Wanneer ek dink aan die mense in Dalkpark wat 'n nalatenskap in my gelos het, dan is dit nie die preke wat ek onthou nie. Dan is dit die werklike, beleefde oomblikke saam wat ek kan onthou. En as jy vandag daar is en jy sê, maar ek het 'n behoefte om 'n nalatenskap te los. Ek wil dit wat ek in Spreuke van gehoor het, wil ek laat vorentoe gaan. Ek wil 'n erflating vir my kinders los. Dan is die uitdaging dat jy in nederigheid en deursigtigheid leef. Kom ons kyk wat sê Paulus verder, daar in vers 20. Julle weet ook, hoe ek nie nagelaat het om enige iets van dit wat vir julle voordelig is, aan julle te verkondig nie, en aan julle in die openbaar en julle huise te onderrig nie. Terwyl ek teenoor Jode, sowel as Grieke kragtig getuig het, van bekering in geloof, van bekering tot God, en geloof in ons Here Jesus Christus. Dit is vir my so 'n interessante gedeelte. Want as jy dalk jou Bybel voor jou oop het, dan sal jy sien al die verskillende maniere wat Paulus verduidelik hoe hy gepreek vir hulle. In die eerste plek sê hy, ek het vir julle onderrig in die privaatheid van julle huise en in die openbaar. So ek het gekies soms om langs jou te gaan sit en jou te leer. Maar soms het ek gekies om 'n groot kerkdiens te gebruik en sommer 'n klomp mense daar na die Here toe te lei. Dan sê hy, ek het teenoor die Jode, wat 'n sekere verstaan en 'n kennis van die Ou Testament gehad het, sowel as Grieke, wat nie hierdie verstaan en kennis gehad het nie. Ek het teenoor beide van hulle, het ek geleer. En dan het ek geleer van bekering, van hoe leer ken ek en hoe draai ek na Jesus toe, maar ook van geloof. Hoe stap ek die pad in geloof na Jesus? Dit daag my uit as ek dink oor my eie nalatenskap. Want ek dink oor my nalatenskap en ek dink daaraan dat ek my nalatenskap in wysheid en in afhanklikheid van die Gees uitleef. Jy weet as 'n ouer hoe belangrik dit is om daai oomblikke vas te vang wanneer jou kind nou reg is om te leer. Wanneer jou kind nou oop is om hierdie stukkie kennis te ontvang. En ons as ouers moet baie fyn ingestel wees, want net so, dan mis ons 'n oomblik. Maar deur die genade van Jesus en deur die Heilige Gees, gee hy vir ons die krag om 'n nalatenskap te kan los. Om werklik 'n verskil te maak, wat tot in die toekoms in ego vir geslag op geslag op geslag. En dan vers 22, lees ek saam met jou. En kyk, nou gaan ek, gebind deur die Gees na Jerusalem, sonder om te weet wat daar met my gaan gebeur, behalwe dat die Heilige Gees van stad tot stad aan my bevestig het, dat gevangenskap en swaar kry op my wag. Maar ek heg geen waarde aan my eie lewe nie. Solank ek my lewenstaak en bedieningsopdrag, wat ek van die Here Jesus ontvang het, kan voltooi, om kragtig te getuig van die evangelie en van die genade van God. Paulus sê, bo alles is my nalatenskap om vir julle te kan leer, hoe lyk dit om 'n lewe te leef waar ek gelei deur die Gees leef. Ek het nou die dag iets so mooi van Stefan Joubert gehoor. Hy sê, as Paulus elke keer so praat en hy sê, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is 'n wins, dan beteken dit dat Jesus nie vir my is soos 'n vitamienstroopie wat ek neem nie. Ek sê nie, ek het al my planne en drome en ideale en ek vra Jesus kom staan net agter my en gee my so 'n bietjie van 'n boost. Ek sê nie, ek het al my planne wat ek maak, maar wanneer ek uit hulle uit hardloop, dan hardloop ek vinnig na die Here toe om net te hoor, Here, wat nou? En dan hardloop ek terug nie. Nee, Paulus sê, hy leef 'n lewe waar sy hele lewe Jesus Christus is. Deurdrenk is deur Jesus, deur sy genade. Dat hy kan sien tree vir tree hoe Jesus voorsien en voorsien het. Dat hy agter hom kan kyk en kan sê, Heilige Gees was altyd daar om in my oor te fluister links of regs, om vir my raad te gee en wysheid te gee.
En ek wil hê julle moet weet, dat ek bereid is om my lewe so te leef, terwille van Christus. Dis 'n interessante gedeelte hierdie, as dit gaan oor besluitneming van saam met Christus, en is een van die mooi nalatenskappe wat Henny in my lewe gelos het, om hierdie gedeelte te verstaan, om te weet, Heilige Gees het steeds vir hom hier 'n keuse gegee, en daarom soveel keer vir hom herinner, as hy Jerusalem toe gaan, wat is dit wat vir hom gaan voorlê, en as hy sou kies om nie te gaan nie, wat sou hy nie onder die veroordeling van God gestaan het nie, maar hy sou wel 'n ander uitkoms hê. Maar Paulus se hartsbegeerte was om homself heeltemal uit te giet teenoor Jesus. En dit het hom gebring na plekke toe wat hy andersins nie sou bereik het nie. Mense met wie hy andersins nie sou gepraat het nie. Groot leiers wat die evangelie kon hoor as gevolg van Paulus se braafheid. En daarom is die nalatenskap wat Paulus los 'n nalatenskap van getroue volgelingskap van Jesus. In Handelinge 20 vers 25 staan daar: En kyk, ek weet nou, dat nie een van julle onder wie ek rondbeweeg, en aan wie ek die koninkryk verkondig het, my weer sal sien nie. Daarom verklaar ek op hierdie dag van vandag aan julle, dat ek onskuldig is aan julle almal se bloed, want ek het nie daarvan teruggedeins om die volle heilsplan van God aan julle te verkondig nie. En dan praat hy so mooi met hierdie leiers, dan sê hy, pas julle self op, en ook die hele kudde, oor wie die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om die gemeente van God, wat hy deur sy eie bloed verwerf het, herderlik te versorg. Om hierdie gedeelte uit te leef, is 'n nalatenskap, wat Dalparkelei in my gelos het. Vir my insig gegee het en wysheid gegee het oor hoe om 'n kudde op te pas. Hoe om te sien na 'n gemeente. Hoe om as 'n groep ouderlinge saam 'n gemeente te lei. En ek wil julle aanmoedig met hierdie selfde woorde en sê, mag dit julle nalatenskap wees vir die volgende 50 jaar. Om te kan sê, ons pas die kudde wat God aan ons toevertrou het. Pas ons goed op. Terwyl ek dit sê, dan hoor ek oom Solly se woorde in my agterkop. Ek sien hom so staan in die konsistorie, besig om te open. Met 'n gedeelte wat hy soveel keer gesê het, wat gegaan het oor die gemeente is 'n gemeente wat aan ons toevertrou is. Dalparkelei is aan ons toevertrou. En nie net die gemeente nie. God se versoening is aan ons toevertrou. Sy goeie nuus het hy vir ons kom gee. Dis sy nalatenskap wat hy vir ons kom gee het. In Romeine staan daar so mooi, Jesus se liefde is in ons harte uitgestort. Dis sy nalatenskap wat hy in ons ingestort het. Hy gee vir ons sy liefde. En daarom kan ons uitgaan en ons nalatenskap kan wees om te gaan lief hê met sy liefde. Miskien is daar iemand wie dit vir jou moeilik is om lief te hê. Miskien is daar iemand wie dit vir jou 'n uitdaging is en jy sê, Here, ek sukkel, ek wil so graag lief wees. Ek wil so graag genade betoon, maar ek sukkel. My vriend, Jesus se liefde is in jou hart uitgestort. Laat dit jou nalatenskap wees om met Jesus se liefde lief te hê, om met sy wysheid wat hy vir jou gegee het te kan lei, om met sy goedheid wat hy oor jou uitgestort het goed te kan wees vir ander, om met sy vrygewigheid vrygewig te wees. Want dan het ons lewens wat ego in die toekoms in. Baie dankie vir hierdie geleentheid wat ek vandag kon gehad het om net hierdie boodskap te kon deel. Ek weet nie of dit gepas is om te sê baie geluk met die 50 jaar feesvieringe nie, maar wel bid ons die Here se seën toe op Dalparkelei. Mag Dalparkelei aanhou om die evangelie, die volle evangelie van Jesus onbeskaamd te verkondig. Mag Dalparkelei aanhou om nuwe grond te breek, nuwe openbaringe van die Here te ontvang, nuwe lewens aan te raak en gaan van krag tot krag, want God se seën is op julle. Amen.